Gee ons vandag ons daaglikse brood. Wanneer ons begin as mense, is moedersmelk vir ons genoeg. Maar baie gou raak ons verstrengel in die denke dat meer mens gelukkiger maak. En vinniger, ek onthou my ma het nog met 'n spaarbussie probeer, maar baie gou het ek die spaarbussie een kant toe geskuif en soos mens ouer word besef ek kan goed kry voordat ek dit verdien het. Ek kan skuld maak. En die denke dat meer goed meer geluk bring. Die Bybel werk egter met 'n ander konsep en dit is geluk in eenvoud. 'n Versie wat dit pragtig sê, is Spreuke 30 vers 8. Moet my nie arm maak of ryk nie. Gee my net die kos wat ek nodig het, sodat ek nie te veel het en nie verloon en sê wie is die Here nie, en sodat ek nie arm word en steel en my God se naam oneer aandoen nie. Die gevaar wanneer ek te veel het, is dat ek arrogant raak en God nie meer nodig het nie. In die Bybel ons waarsku dat dit 'n alternatiewe God word. Hy maak my gelukkig, hy beheer my hele lewe. Of te min, sodat ek God se waarde skade doen nie, wil steel, verkeerde kortpaaie vat nie. Geluk in eenvoud. Dinge wat ek verniet kry. Dinge wat ek in elk geval verdien, die geld wat ek het, is nie myne nie. Ek is alleen 'n rentmeester met die Here se geld. En die Bybel is duidelik daaroor, dat wanneer ek geld uitdeel, ek dit nooit mag gee, vir enige iemand, of hy 'n boemelaar of 'n kind is, wat nie gewerk het daarvoor nie. En daarom is ons teenwoordigheid met die Here, dit hoe ons begin het, met moedersmelk, dis waar ons weer uiteindelik by uitkom. Geluk in eenvoud. Geluk in die dinge wat ons verniet kry. Die vriende wat ons het, die kuier saam met hulle, die stap in die natuur, die kyk na 'n sonsondergang, die braai saam met vriende. Dit is die goed wat ons werklik ryk maak. Here is soos 'n baba smag na sy ma se melk. So smag ons na U, na die brood wat van U tafel kom. Gee ons vandag dit wat ons nodig het. Dit wat ons dankbaar maak. Dit wat ons met verantwoordelikheid gebruik. Amen.